Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 11de Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, haatspraak, majoor weer aangestel. Nuushooftrekke vir vandag, Zimbabwe man met 500 paspoorte betrap en is gearresteer. Haatspraak, majoor van lugmag weer aangestel. RNE bly soos wat hy nou is. Wetsy gevangenes moet TV's in tronke kry, volgens die minister. 325 voertuie gaan in Dakar 2026 deelneem. Proteas moet begin beter cricket speel. 'n Lugmagmajoor wat in 2018 weens erge haatspraak afgedank is skaars 'n jaar later heraangestel. Angie Motshega bevestig dat majoor Vincent Motlala, wat gestasioneer was by die Wonderboom lugmagbasis in Pretoria in 2019, heraangestel is nadat hy in 2018 afgedank is. Dit is ook onduidelik of Moala dieselfde rang beklee het. Hy is in 2018 uit die lugmag geskop weens sy kommentaar na die moord op emeritus professor Kobus Nodee, wat 76 jaar oud was. Hy het onder meer op sosiale media geskryf, apartheid is in hom. Al die ou wit mense dink ons is dom as hulle sê hulle was teen apartheid gekant. Ons sal nie vergeet wat hulle aan ons gedoen het hierdie majoor gesê. Veral die Vryheidsfront Plus en AfriForum het destyds druk op die weermag toegepas om teen Motlala op te tree. 'n Militêre ondersoek is in stapel gestuur om Motlala is skuldig bevind aan haatspraak. Hy is op 18 Mei 2018 se muur uit die weermag ontslaan. In 'n brief gedateer 17 Mei 2018 het generaal Solly Mashoke, destydse weermaghoof van Motlala, gesê dit het onder my aandag gekom dat die woord op sosiale media geuiter het wat ernstige rasaantuigings bevat. Dit het vyandigheid en afkeer op grond van ras getoon, het hy gesê. Dit is verder strydig met die gedrag van 'n senior offisier van die weermag wat van hom verwag word. Die woorde wat hy geuiter het die weermag in oneer gebring en daarom is die dienste met onmiddellike effek beëindig. Chris Hatting, DALP en woordvoerder oor verdediging, het gister by navraag gesê dis onaanvaarbaar dat Motlala weer heraangestel is. Kali Kriel, uitvoerende hoof van AfriForum, sê die Suid-Afrikaanse regering se ontkenning dat daar teen wit Afrikaners gediskrimineer word deur sulke optrede ongedaan gemaak. 'n 43-jarige Zimbabweër is maandag in Mpumalanga betrap met 'n klomp paspoorte en 'n groot bedrag kontant nadat die polisie inligting ontvang het oor 'n wit Chevrolet utility bakkie met 'n kappie op. Die bakkie is deursoek en 582 paspoorte, sommige met kontant daarin versteek, is gevind. 'n Afsonderlike bedrag kontant van so R20.000 is ook in 'n saak aangetref. Dit blyk uit die polisie se ondersoek tot dusver dat die verdagte waarskynlik die volgende dag iemand sou ontmoet het om die paspoort te laat stempel en dat die kontant en paspoorte as betaling bedoel is. Die verdagte staan tereg op aanklagte van oortreding van die immigrasiewet, bedrog en geldwasery en het gister in die periodieke hof en in Ngwenya verskyn. Die bakkie waarin die verdagte gery het is ook op beslag gelê vir verder ondersoek deur die polisie. Daar gaan nie nou nie regering van nasionale eenheid, oftewel die RNE, getorring word nie, soos die Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC. Die ANC glo die RNE doen goeie werk. Dit is nie sonder sy uitdagings nie. Elke party in die RNE het sy ideologiese standpunte behou. Mbalula het in antwoord op 'n vraag gesê die ANC het afgesien van sy plan om vir nog partye by die RNE te betrek. Veral die DA was nie juist baie beïndruk met hierdie idee nie. Mbalula het erken dat die ANC se finansiële posisie baie benard is. Die party steek dit vir niemand weg nie en almal weet daarvan, het hy gesê. Die ANC is egter nie van plan om sy finansiële verslag aan die media bekend te maak nie en hy gaan Dr. Gwen Ramokgopa, sy tesourier-generaal, ook nie nou vir media-onderhoude kan beskikbaar stel nie. Ontevrede personeellede van die ANC het ook op die eerste dag van die hoofraadsvergadering betoog omdat hulle nog nie hulle salarisse ontvang het nie. Volgens Mbalula sal die verandering in Februarie 2026 geskied. Die ANC het verlede jaar in die provinsiale verkiesing uiters swak gevaar en slegs 17% van die stemme op hom verenig, nadat in 2019 nog steun van 55% gehad het. Die MKP het die meeste steun in die KZN provinsie gekry, naamlik 44%. Ons is nie tevrede met ons vertoning daar nie. Ons het gedink ons ry 'n Ferrari, maar dit lyk nou eerder soos 'n Taz, het hy aan die media gesê. Televisies en ander geriewe vir misdadigers in Suid-Afrikaanse tronke is nie om hulle in leksheid te laat leef nie, maar om die wet te vereis, so sê die minister van korrektiewe dienste. Dr. Pieter Groenewald voer verder aan in 'n parlementêre antwoord dat dit ook help om orde in tronke te probeer handhaaf, te leer en ondersteun en dit sal spanning verminder.
Groenewald sê die DKD is wetlik verplig om 'n korrektiewe dienstestelsel te bedryf wat veilige en medemenslike aanhouding verseker en om rehabilitasie te bevorder soos voorgeskryf deur die grondwet. Die getal mense wat beseer is, 'n aardbewing van 7,5 op die Richterskaal in Japan het gister, volgens die land se brandweer en rampbestuursagentskap, tot 51 mense gestyg, te midde van waarskuwings deur die owerhede dat selfs 'n groter aardbewing in die komende dae moontlik kan wees. Die aardbewing maandag aan die kus van die noordelike streek Amorini het geboue geskit, baie laat oopskeer, vensters gebreek en tsunamies veroorsaak. Japanse meteorologiese agentskap het intussen gewaarsku dat nog 'n aardbewing van soortgelyke sterkte of selfs kragtiger vir die komende weke moontlikheid kan wees. Die span van die Internasionale Monetaire Fonds, die IMF, wat Suid-Afrika in die eerste week van Desember besoek het, is vol lof vir die besluit om 'n laer inflasieteiken te aanvaar. Die IMF is ook skepties oor die tesouriese optimiste oor staatsinkomste en die primêre begrotingsoorskok. Die IMF span onder leiding van die ekonoom Delice Evolusioni was van 1 tot 8 Desember in die land om die regering se belanghebbers te praat. Die IMF verwag dat die BBP teen 2030 met 1,8% kan groei en inflasie kan vanjaar en volgende jaar 3,3% en 3,6% wees. Om die nuwe oop kragmarkte moontlik te maak, het Dr. Godse Ramaggopa, minister van Energie en Elektrisiteit, 'n hersiene strategie goedgekeur vir Eskom se ontbondeling. Die NTCSA is teen Julie 2024 wetlik ontbondel. Dit was voorheen die transmissieafdeling van Eskom gewees. Nou moet die oorblywende deel van Eskom verdeel word in Generation CO wat kragopwekking behels en die Nasionale Elektrisiteit Distributiemaatskappy van Suid-Afrika wat Eskom se distribusieafdeling is. Verder word 'n nuwe filiaal genaamd Eskom Green gestig, waarin Eskom se groenkragbedrywighede gehuisves sal word. Die spertyd vir die hele proses is 2030. Dan Marokane, uitvoerende hoof van Eskom, sê Ramaggopa se goedkeuring is 'n groot stap vorentoe om mededinging in die elektrisiteitsmark te vestig met sterk openbare toesig oor die kragstelsel. Marokane verwag die vraag na elektrisiteit sal op kort termyn met 1,5% groei en op lang termyn met 2%. Suid-Afrika sal sy kragopwekkingskapasiteit van die huidige 66 gigawatt tot 107 gigawatt moet uitbrei teen 2024. Bykans 'n jaar nadat Botswana sy verbod op die invoere van groente en vrugte van Suid-Afrika opgehef het, is 'n soortgelyke verbod weer van krag. Daaronder tel tomaties, aartappels, kool, eie, watlemoene, papajas, wortels, slaai, arbeie, gemmer en russies en knoffel. Botswana en Namibië het in 2022 'n verbod op die invoere van groente van Suid-Afrika geplaas. President Duma Boko van Botswana het in Desember verlede jaar die verbod op Suid-Afrikaanse groente en vrugte in 2 fases opgehef. Suid-Afrika se reaksie behoort sensitief maar ferm te wees. Terwyl dit frustrerend is, behoort ons nie te antagonisties te wees nie, maar deur die lens van die begrip na Botswana se aspirasies te kyk en roetes vir samestaan te kan herformuleer. Botswana kan byvoorbeeld die mark in spesifieke venstertydperke sluit om plaaslike produksie te bevorder en dit duidelik aan Suid-Afrika ook te kommunikeer. Die nuwe direkte vlugte tussen Perth en Johannesburg is as 'n reuse hupstoot vir toerisme en handel geloof. Patricia de Lille, minister van toerisme, het die bekendstelling van Qantas se nuwe direkte vlugte verwelkom. De Lille het gesê die regstreekse roete verteenwoordig meer as net 'n toevoeging tot Suid-Afrika se lugdiensnetwerk. Hierdie is 'n brug tussen 2 nasies, 2 mense en 2 toerismemarke met enorme potensiaal, het sy gesê. Die wêreld se voorste veldtreinmotor en span keer op 3 Januarie 2026 vir die 6de keer agtereenvolgens terug na die duine van Saudi-Arabië, wanneer die plaaslike Dakar uithoudren vir die 48ste keer aangebied sal word. Die ren strek weer oor 2 weke van 3 tot 17 Januarie, waar tydens die jaar in totaal sowat 8000 km oor sandduine in die boonde van Arabië sal vernuf en uit te vermoë moet gaan beproef. Die marathonskof behelf 2 agtereenvolgende dae se rentrajekte, maar sonder enige rigsteen van die jaar se renspanne oornag in hulle voertuie voorsien of te herstel. Enige herstelwerk wat benodig word, sal deur die bestuurder en sy navigator self gedoen moet word. Frans Steyn, afrigter van die Cheetahs, sê Victor Sekekete het 'n wangbesering opgedoen. Steyn sê die slot, Kurtley Thomas en die loskakel Josh Lawrence is reeds laat kom. Die skramskakel Marco Jansen van Vieren kan straks weer op senter ingespan word. Hoewel die Cheetahs met 12:42 op Sandy Park in Exeter slag gekry het hulle die tweede helfte met 15:07 met groot durf gespeel. Steyn, goed vertroud met die Franse rugby en sy speeldae, het op 'n vraag daaroor saamgestem. Hulle kan 'n groot voorspeler aanslag hierdie naweek verwag. Stade Francis het in sy eerste wedstryd in Karoo hierdie naweek in Frankryk
ook eers in die tweede helfte ontwaak. Die Parysenaars was rustyd nog met 15-10 agter, waarna hulle die tweede helfte 5-3 ingeryg het en met 38-17 gewen het. Die Cheetahs het in hulle vorige tuiswedstryd in Amsterdam in Januarie vanjaar teen Zebra in die eerste keer daar 'n oorwinning behaal. Chadle Kloos gaan die 53ste Midmarmyl, die grootste oopwater swemmeeenkoms in Suid-Afrika, ten bate van liefdadigheid ook ander. Die 33-jarige sê dat inklusiwiteit een van die hoekstene van hierdie byeenkoms is. Dit bied die geleentheid vir almal, ongeag hulle ouderdom, om te kan deelneem, selfs vir mense in hulle 80. So ek dink dis wonderlik vir swem en bly lekker sport vir almal, het hy gesê. Wat my stigting betref, is dit 'n groot seën om deel van die Midmar te wees. Ons het verlede jaar 'n groot klomp geld vir liefdadigheid ingesamel, wat wonderlik is, sê hy. Die Olimpiese medaljewenner het 'n tydelike blaaskans van kompeterende swem geneem om van sy beserings te herstel. Helmut Marko, die 82-jarige Oostenryker, was een van die belangrikste figure in Red Bull se merkwaardige loop en Formule 1. Sedert sy aankoms in 2005 het hy hom gehelp om 6 vervaardigingskampioenskappe en 8 renjaartitels te wen. Marko was verantwoordelik vir Red Bull se jong bestuurdersprogram en was agter Vettel se 4 titels, tesame met Verstappen se opkoms as een van die allergrootste renjaars. Sy vertrek sal 'n leemte laat. Marko het teruggekyk na sy buitengewone en uiters suksesvolle reis saam met Red Bull. Pat Cummins, kaptein van Australië, is gister in die groep vir die derde toets in die reeks om die as teen Engeland ingesluit. Cummins het gesukkel met 'n rugprobleem en het die oorwinnings met 8 paaltjies oor Engeland in Perth en Brisbane ook misgeloop. Die gas het geniet 'n voorsprong van 2-0 vir die kragmeting vanaf 17 Desember op Adelaide Oval beslis sal word. Josh Hazelwood, wat normaalweg die bal aanval saam met Cummins en Mitchell Starc sal die res van die reeks weens sy Achilles en duispierbesering misloop. Die snelbouler Michael Neser behou sy plek nadat hy dit koste van die Dyer Nathan Leon in Brisbane gespeel het. Neser en Brendan Dodgett, wat sy buiging gemaak het in die reeks se openingswedstryd in Perth, sal waarskynlik vir die ervare deel in Adelaide moet plek maak. Nog 'n oorwinning van Australië sal die reeks beklink met 2 toetse wat dan vir Australië sal oorbly. Royal Johannesburg se oosbaan, hierdie golfbaan wat as een van die 3 bestes in Gauteng gereken word, sal spelers van vandag af tot Sondag behoorlik toets. Shaun Norris, die verdedigende kampioen, is opgewonde om sy titel by die huis te kan verdedig. Die toernooi wat gesamentlik deur die Sonskynreeks en die DP World Reeks aangebied word, sal anders benader moet word wat aan die Creer Wildtuin grens. Brandon Grace is enigste Suid-Afrikaner wat al die Alfred Daniel kampioenskap en die Alfred Daniel Links toernooi al gewen het. Die Stinger GC speler en Richardson weet wat dit van dese week gaan verg om te moet wen. Albei spelers het hulle Johannesburg oop op hierdie baan gewen. Die Duitser Marcel Siem het ook goeie herinneringe van Johannesburg gehad. Die jong Suid-Afrikaner Casey Jawas, wat verlede maand 2 titels in 3 weke in die Sonskynreeks gewen het ook al sukses op hierdie baan geproe. Hierdie 22-jarige het in 2020 die Suid-Afrikaanse amateurkampioenskap op die einste Royal Johannesburg gewen. Die Spanjaard Angel Ayora het ook sy oog op die titel nadat hy verlede jaar op die Leopard Creek 50 geëindig het en vroeër vanjaar ook 'n 5de plek in Skotland. Kyla Dames, hierdie 20-jarige oudleerling van die Hoër Meisieskool Parel, het maandag in die Afrika beker toernooi in Lilongwe, Malawi, 'n debuut vir die Proteas gemaak. Sy is as speler van die wedstryd aangewys in die Proteas se groot oorwinning van 104-25. Dames was Dinsdag aand teen Malawi in die beginspan en die 2 kwart op aanval en vleuel gespeel en die Proteas se oorwinning van 58-38. Hulle speel vandag om 1600 uur hulle laaste groepwedstryd teen Botswana. Die Afrika beker toernooi se halfeindronde word Saterdag beslis en die eindstryd om Sondag. Sy is baie hardwerkend en hoef nie gepamperlang te word nie. Dames studeer BCom sakebestuur en sal volgende jaar 'n 3-jaar student wees. Die Bloemfontein Martha Sam is tans die waarnemende afrigter van die bestuurspan. Botswana het verlede week op die eerste 3 dae van die Spar Suid-Afrikaanse kampioenskapsbyeenkoms as 'n uitnodigingsspan teen sommige van die spanne in die seniors se afdeling A gespeel. Ashwell Prince, die golfafrigter van die nasionale span, was aan die woord na die Protea Kolwers Dinsdag teen Indië erg klei getrap en net 74 lopies kon aangeteken het. Die tuisspan se totaal van 175 lopies was haalbaar gewees, maar die tuisspan se bowlers het gemaai onder die besoekers en net 12,3 boubeurte nodig gehad om die eerste van 5 T20 wedstryde in Kotak op 'n drafsappie met 101 lopies te kan wen. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek, Messina 1929,
Polokwane 1426, Lepalale 1832, Mbombela 1726, Mahikeng 1931, Pretoria 1728, Johannesburg 1627, Ermelo 1223, Galagadi 2137, Gaborone 2132, Richards Bay 1726, Pietermaritzburg 1431, Durban 1725, Port St Johns 1529, Pongola 1725, Maputo 2038, Bethlehem 1226, Bloemfontein 1533, Alawal Noord 1235, Welkom 1732, Vryburg 2234, Kimberley 2037, Appington 2141, Prieska 2139, Springbok 1532, Karasburg 1938, Keetmanshoop 2238, Mariental 1935, Alexanderbaai 1524, Brandvlei 1839, Loederitsbaai 1723, Vredendal 1732, Kaapstad 1729, Sutherland 1532, George 1736, Jeffreys Bay 1332, Cabarra 1138, Graaff-Reinet 1237, Kaaphooglas 1730, De Aar 1836, Molteno 37 in die middag, Beaufort Wes 16:40, Oos-London 14:35. Markte vir die dag, die rand verhandel teen R17.01 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.29, die euro is R19.80, die pond verhandel teen R22.67, 'n yen kos 11 sent, silwer per fyn ons is $60.63 Amerikaanse sent, platinum per fyn ons is $1,648, palladium per fyn ons is $1,468, goud per fyn ons is $4,196, Brent olie per vat is $61.94 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.